Goeiedag sê en welkom by ons Afrikaanse Sabbatskool lesstudie waar ons saam studeer en saam ons les vir die week opsom. Ons doen hierdie kwartale in diepte Bybelstudie oor om hemel en aarde te verenig, Christus in Filippense en Kolossense. Ons is al in les 6 en vandag se studietema is vertrou slegs in Christus. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons U woord wil open, wil ons die Heilige Gees innooi. Raak ons harte aan deur U woord, transformeer ons van binne af buitentoe. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons teks vir die week se studie kom uit Filippense 3 vers 10 tot 11. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, sê Paulus. Die Filippense het die weg tot verlossing geken, aangesien Paulus en Silas dit duidelik verduidelik het aan een van die eerste bekeerlinge in daardie stad, die tronkbewaarder. Kom ons gaan kyk vlugtig wat daar gebeur het in Handelinge 16 vers 30 tot 31. En hy het hulle na buite gebring en gesê: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Toe sê hulle: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Nou dat die gemeente stewig gevestig was hulle in gevaar om van die pad van verlossing af weggelok te word. Om hierdie rede herinner Paulus hulle aan die fundamentele pilare van verlossing. Ons gaan in ons studie vandag 2 hoofpunte studeer. Die eerste hoofpunt is wenke om te vermy dat jy jou verlossing verloor. En onder daardie eerste punt gaan ons kyk na wat om te vermy, wat agtergelaat moet word en die belangrike saak. Ons tweede hoofpunt is wenke om in verlossing te bly, die geloof van Christus en die kennis van Christus. Om te waak teen die moontlikheid dat sommige hulle werke soos die besnydenis as bydraend tot hulle redding sou beskou, maak Paulus dit duidelik dat ons regverdiging deur geloof 'n gawe is wat ons van Christus ontvang, en dat ons dit nie ontvang deur die wet te onderhou nie. Hoewel die besnydenis nie 'n hedendaagse vraagstuk behoort te wees nie, is die beginsel tog 'n faktor wat hanteer moet word. Die protestantse hervorming het oor hierdie selfde vraagstuk ontstaan, oor die rol van geloof en werke in die ondervinding van 'n volgeling van Christus. Per slot van rekening, Christus is alles vir ons, die leidsman en die volëinder van die geloof, volgens Hebreërs 12 vers 2. As ons prioriteite in ons reg is, sal ons met die versekering van God se liefde en die belofte van verlossing lewe, terwyl ons selfs nou al nie op die vlees vertrou nie, soos Paulus gesê het in Filippense 3 vers 3. So ons is by ons eerste hoofpunt dan, wenke om te vermy dat jy jou verlossing verloor. En ons subonderwerp daarso is, wat om te vermy. Filippense 3 vers 2 staan daarso: let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Die waarskuwing let op wat 3 keer genoem word, word op geen ander plek in die Bybel genoem nie. Blykbaar het die Filippense baie goed geweet waarna Paulus hier verwys. Eerder as om dit aan die aparte probleme toe te skryf, blyk dit om na 'n groep valse leraars te verwys wat op 3 verskillende maniere beskryf word. Bose of ongodsdienstige mense in Israel wat soms na verwys word as honde, soos ons in ons teks gesien het. Maar kom ons vergelyk dit ook met Psalm 22 vers 17 sê: "Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe." En dan kan ons dit ook vergelyk met Jesaja 56 vanaf vers 10. Jesaja
56 vers 10. En daar staan: hulle wagte is almal blind, hulle merk niks nie, hulle is almal stom, honde wat nie kan blaf nie, wat dromerig lê, lief is om te sluimer. Nou, valse leraars kon ook baie gepas as slegte arbeiders beskryf word. Deur hierdie leraars met die versnyding te vereenselwig, soos ons gesien het in Filippense 3 vers 2, of in sommige Engelse vertalings as diegene wat die vlees skend, toon dit dat, soos in Galasië en ander plekke, hulle die besnydenis op die nie-Joodse gelowiges wou afdwing, wat teenstrydig was met die apostoliese raad in Handelinge 15. Voordat Paulus die gevare bespreek wat die geloof bedreig, gee hy eers raad: verbly julle in die Here volgens Filippense 3 vers 1. Hy sê verder: my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Hy voeg iets belangriks hierby: dit is goed om die waarheid wat ons reeds ken te herhaal, selfs al ken ons dit baie goed. Hoe kan ons in die Here bly, is die vraag. Wel, deur God se barmhartigheid te ontvang is een van daardie punte hoe om in die Here te bly. Psalm 31 vers 7 staan daarso: ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ek vertrou op die Here. So deur God se barmhartigheid te ontvang, deur ons vertroue in hom te stel volgens Psalm 5 vers 12. Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskud u hulle, en laat in u juig die wat u naam liefhet. Ook om deur seëninge van verlossing te ontvang volgens Psalm 9 vers 14. Wees my genadig, Here, aanskou my elende vanweë my haters, u wat my verhef uit die poorte van die dood. Ook om deur God se wet te onderhou, Psalm 119 vers 14. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. En ook deur sy woord te glo volgens Psalm 119:162. Ek is vrolik oor u belofte, soos een wat groot byt vind. Ook om deur Godvreesende kinders groot te maak, volgens Spreuke 23 vers 24 tot 25. Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Die vader van 'n regverdige juig baie, en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. Paulus wys op die grootste gevaar wat die gemeente destyds bedreig het: valse leraars wat streng nakoming van die seremoniële wet geleer het. Hy verwys na hulle op 3 maniere: honde, kwaaddoeners, versnyders van die vlees. Ons volgende punt is wat agtergelaat moet word. Dit is algemeen vir Christen bekeerlinge om aan hulle eie lewens te dink voordat hulle Jesus aangeneem het, en ook daarna, net soos Paulus in Filippense 3 dit doen. Nietemin, tereg of ten onregte, praat ons soms van nie-Christene as goeie mense, en ten minste volgens die wêreldse standaarde is baie inderdaad goeie mense. In teenstelling hiermee, volgens God se standaarde is niemand goed nie, selfs nie Christene nie. Filippense 3 vers 5 sê vir ons: ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs.
wat die wet betref 'n Fariseer. By die vergadering van Jerusalem is daar besluit dat die heidene nie belas moet word met sake wat die Joodse seremoniële wette betref nie, volgens Handelinge 15:19 tot 21. Kom ons gaan lees dit. Handelinge 15 vers 19 tot 21. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Want van die oudheid af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoge gelees word. So nietemin het sekere leraars na Filippi gekom wat die noodsaaklikheid van besnydenis geleer het, volgens Filippense 3 vers 2 tot 3. Daar staan: Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Deur terug te kyk, herinner Paulus hulle hoe volmaak hy was toe hy nog soos daardie leraars gedink het in Filippense 3 vers 4 tot 6. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberisplik. Wat was Paulus se vorige voorregte gewees? Wel, hy was besny op die 8ste dag, 'n seun toegewyd deur sy ouers. 'n Hebreër wat uit die Hebreërs is, 'n Benjaminiet van suiwer afkoms. Wat die wet betref, die strengste Fariseer was Paulus. Wat ywer betref, was Paulus 'n vervolger van die gemeente. Wat geregtigheid betref, volgens die wet, onberisplik, sê Paulus. Hy het eenmaal op al hierdie dinge geroem voordat hy Jesus geken het. Nou het hy besef dat hy selfs die wet nie reg verstaan het nie. Kom ons gaan lees daar Matteus 5 vers 21 tot 22. Julle het gehoor dat aan mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkene wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkene wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkene wat vir sy broeder sê rakka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkene wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die hel se vuur. Hoe goed onderhou jy die wet? As jy jouself moes opmeet teenoor Jesus se woorde hier in Matteus 5 vers 21 tot 22. Kom ons kyk na die belangrikste saak. Dis ons volgende subtema. Paulus weeg sy vorige lewe teen sy huidige lewe op. Aan die een kant plaas hy al sy kennis, sy glorieryke toekoms as sterstudent van Gamaliel, sy indrukwekkende fariseëse prestasies, alles as wins. Nou plaas hy aan die ander kant van die weegskaal sy lewe sedert hy Christus ontmoet het. Al die wins word rommel, omdat niks met die liefde van Christus vergelyk kan word nie. In Filippense 3 vers 7 tot 8 staan daarso. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus ontwil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Wat kan meer waardevol wees as die ewige lewe in die hemel en op die nuwe aarde? Tog
Verblind wêreldse waardes baie mense vir hierdie werklikheid. Daar is natuurlik spanning tussen dit wat hier as belangrik beskou word en dit wat die hemel werklik waardeer. 'n Christus gelyke karakter en die redding van die siel. Die wêreld kan ons verblind vir geestelike waarhede en vir wat werklik belangrik is. Wat is die sleutel om ons te help om ons oë op wat werklik saak maak gefokus te hou? Ons moet fokus op Christus en sy karakter en sy perfekte voorbeeld navolg. Wat is die sleutel om ons te help om ons oë op wat werklik saak maak gefokus te hou, is die vraag. Ons moet fokus op Christus en sy karakter en ons perfekte voorbeeld navolg. En al hoe ons dit kan doen, is om aan te hou die Bybel te studeer en meer van hom te leer en ons verhouding met Christus te versterk. Ons volgende hooftema, ons tweede hoofpunt is wenke om in verlossing te bly. En ons eerste subtema daar is geloof van Christus, die geloof van Christus. Filippense 3 vers 9 sê, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Paulus, vol selfvertroue in sy eie geregtigheid, het na Damaskus gegaan om die ketters van die sekte van die weg, dit is die Christene, te vervolg en te bring na Jerusalem. Volgens Handelinge 9 vers 1 tot 2, maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Maar hy het Damaskus binnegegaan oorweldig deur 'n ander geregtigheid, die geregtigheid van God, wat deur die geloof in Christus is, volgens Filippense 3 vers 9. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Van daardie oomblik af het hy nooit weer op sy eie geregtigheid vertrou nie, want dit is nutteloos om op ons eie werke te vertrou om verlossing te verkry, volgens Galasiërs 2 vers 16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Hy het verlang om in Christus gevind te word in Filippense 3 vers 9. Maar wat beteken dit? Volgens 1 Korintiërs 1 vers 30 omvat dit om in Christus te wees alles wat die verlossingsplan insluit. Van die begin van die geestelike insig, wysheid, deur regverdigmaking deur geloof, geregtigheid en voorbereiding vir die hemel wat heiligmaking is, tot uiteindelike verheerliking by die wederkoms. Kom ons gaan lees 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Soos wat Paulus tot die besef gekom het dat jou eie geregtigheid nie die werklike geregtigheid is nie, omdat die wet nie die krag het om lewe te gee nie, en net Christus kan deur geloof en nie sonder enige geloof nie, per slot van rekening die duiwels glo en sidder. Daar in Galasiërs 3 vers 21 tot 22 staan daarso: Is die wet dan teen die belofte van God? Nee, stellig nie.
Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowige gegee kon word. In Jakobus 2 vers 19 staan daarso: Jy glo dat God een is? Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Die enigste geloof wat red, is die geloof van Christus. Net sy geloof was ten volle gehoorsaam en kan gehoorsaam wees. Die Griekse woord vir geloof, pistis, beteken ook om getrou te wees. So as ons in Christus is en hy in ons woon, dan lewe ons deur sy geloof deur middel van ons geloof in hom. In Galasiërs 2 vers 20 staan daar: Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So dan lewe ons deur geloof, deur sy geloof, deur middel van ons geloof in hom. Nou wat is die kennis van Christus? Filippense 3 vers 10 sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hoe kan ons Christus ken, is die vraag wat ons moet vra. Filippense 3 vers 10 tot 16 sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eens gesind wees. Volgens hierdie teksverse wat ons gelees het, hoe kan ons Christus ken? Wel, ons moet sy woord studeer. Wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, wanneer ons deel in sy lyde, wanneer ons voortgaan na die doel. Volgens hierdie teksverse wat ons nou gelees het, hoe kan ons Christus ken? Wel, ons moet sy woord bestudeer. Die Heilige Gees moet ons lei. Ons moet deel hê aan sy lyde. Ons moet voortgaan na die doel. Die Christelike lewe is soos 'n wedloop. Ons moet ons doel helder voor oë hê. Ons leef nie net om hier te bly en hier die lewe te geniet nie. Ons sien uit na die opstanding van die dode volgens Filippense 3 vers 11. Totdat daardie oomblik aanbreek, streef ons daarna om vas te gryp waartoe Christus Jesus ook gegryp het. Jesus het my gegryp om my 'n stad te gee, 'n prys, 'n eindelose lewe om saam met hom te leef. En dit kan ons dan vergelyk met 1 Tessalonisense 4 vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Ten slotte sluit ek af met 'n kwotasie uit Conflict and Courage. Die groot doel wat Paulus aangespoor het om voor te bring ten spyte van ontbering en moeilikheid, behoort elke Christen werker te lei om hom volkome aan God se diens toe te wy. Wêreldse aantrekking sal voorgehou word om sy aandag van die Verlosser af te trek,
maar hy moet voortgaan na die doel en aan die wêreld, aan engele en aan mense wys dat die hoop om die aangesig van God te sien elke moeite en opoffering werd is wat die bekering van hierdie hoop vereis. Die nederigste disipel van Christus kan 'n inwoner van die hemel word, 'n erfgenaam van God met 'n onverderflike erfenis. Mag die Here ons lei om ook die doel in oë te hou. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike studie. Dankie Heer dat U daardie belofte vir ons gegee het. Dankie dat ons oë op die doel kan hou. Dat die lewe meer is as hierdie lewe. Dat daar wel iets beters is om na uit te sien hierna. Heer, ons sien uit wanneer U gaan kom op die wolke, wanneer U ons gaan verheerlik en wanneer ons 'n ewigheid saam met U in die hemel kan spandeer. Help ons Heer in hierdie lewe, waar daar nog stampe en stote en afleidings is, Heer. Maar te midde van al hierdie afleidings wat ons hier in die wêreld ervaar, bid ons dat U ons oë op U gefokus sal hou. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.